my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer hier by julle. Ek het 'n vraag om vir julle te vra. Hoe belangrik dink julle is die woord van God? En hoe belangrik dink julle gaan die woord wat jy nou hoor eendag wanneer jy voor God gaan staan wees? En gaan die woord moontlik as 'n getuienis teen jou staan? Ek wil hierdie boodskap die titel gee: Die woord oordeel. Of eintlik, die woord sal eendag oordeel. Kom ons gaan kyk daarna. Ek gaan vir ons lees uit Johannes 12. En ek gaan vir ons van vers 44 aflees. Kom ons gaan kyk. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat jy nie in die duisternis sal bly nie. Nou kom hy. As iemand na my woorde luister en nie glo nie. Ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is, sy gebod, sy woord, dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Ek wil met julle praat uit hierdie gedeelte. Ons besef nie hoe belangrik is die woord van God waarna ons luister nie. En wat Jesus hierso sê, ek wil hê ons moet mooi kyk hierna. Hoor wat sê hy? En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, nou kom Jesus en hy sê, ek wat Jesus Christus is, sal hom nie eendag oordeel nie. Hoor nou hier. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar nou sê hy, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Die woord, wat se woord? Die Bybel, die woord wat hier gespreek word, die lewende woord, wat jy gedurig deur, terwyl jy op hierdie aarde leef en geleef het, waar mense met jou gepraat het, hierdie woorde is lewend en kragtig. Het julle geweet, klank hou nooit optrek nie? Dis 'n bewyste feit. Het julle geweet dat die woord wat na jou toe uitgespreek is, nooit ophou in die gees aanhou trek, aanhou trek, aanhou trek en aanhou trek nie? So raai wat? Dis ewig blywend. So as iemand met jou gepraat het, of iemand het die woord van God gespreek, of iemand het die woord van God gelees en jy dit verwerp, dan gaan daai woord, die lewende woord, hy wat oordeel. Eendag, wanneer jy in die laaste dag voor God staan, gaan die woord van God jou dan oordeel, as jy nie na hom geluister het nie, en hom verwerp het. So daarom wil ek vir julle vra vandag, kom ons lees altyd die woord van God met erns, kom ons bid oor die woord, en kom ons vra die Here om hierdie woord in ons lewens lewend te maak, en ons in ons harte gehoorsaam te maak aan sy woord. Amen. Maar ek sê, kom ons vra, kom ons bid dit. Amen. Maak jou oor saam met my toe.
Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here my God, ons het nou net gelees dat die woord wat hy gespreek het, wat Jesus gespreek het, ons eendag sal oordeel in die laaste dag, my God. Vader, ek vra U nou, Here, vergewe my waar ek na U woord nie geluister het nie, waar ek U woord verwerp het, Here. Vader, ek bid nou, Here, ons bid nou, Vader, in Jesus Christus se naam, Here, vergewe ons, Here, en laat U woord, Here, binne in ons, diep binne in ons harte, ingemessel en ingeplant word, Vader, sodat ons harte daarna verander kan word, sodat ons U woord ernstig sal opneem, Here, sal bely as ons nie daarna geluister het nie, Here, en 'n willende hart sal hê om U woord te kan doen. Vader, ons dank U en ons loof U en ons prys U en ons ontvang dit nou in Jesus se naam. Amen. Julle hoor gou hier, so terwyl ek nou gebid het ek 'n visioen gesien. Julle weet, wat noem hulle, ek weet nie wat noem hulle daai tafels wat die wiel so spin nie? Nee? En dan, ek dink hulle skiet is dit 'n balletjie, of iets wat hulle skiet, dan val hy in 'n nommertjie, en dan is dit die gelukkige nommertjie. Nee? En dan staan almal daar, en hoop dat dit op hulle nommer land. Terwyl ek hierdie gebid het, sien ek so, ek dink hulle noem dit 'n roulette tafel, ja. Nee? Wat so gespin word. En ek sien hoe mense so staan en hoop. Julle luister gou hierso. Ons kan nie op 'n dobbelsteentjie en 'n hoop en 'n gelukkie en miskien sal ek tref. So ek hoef nou nie so ernstig oor God se woord te wees nie. Moenie soos die dobbelaars wees nie. Julle, ek wil vandag vir julle sê, werk op die vaste dinge wat vas is en skoon is en reg is en deur God vasgestel is. Dit is die woord van die Here en lewe jou lewe daarvolgens. Dan sal jy weet dat eendag wanneer jy voor God staan, sal jy nie beskaamd hoef te staan nie. Liefde, seën. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.